Broers en susters, twee dele, een is uit Markus 2 by vers 23. Die ander een Kolossense 2 by vers 16. Markus 2 by vers 23 en Kolossense 2 vers 16. Toe ek by 'n synodale kommissievergadering was donderdag in Port Elizabeth, toe is nou geredeneer en gepraat en 'n keer gegaan. Een van die goed wat die ouens nogal gesê het, wat van verskeie plekke af gekom het, is dat die broeders gevoel het, dat die kerk moet meer duidelik sê, wat is reg en wat is verkeerd. Want ek dink die kerk bevind hom ook in die postmoderne era, wat vir jou reg is vir jou reg, wat vir my reg is vir my reg. En so kan ou ook, dink ek, nie regtig met die Bybel omgaan nie. En daarom wil ek so bietjie kyk, hoe moet ons na die Sondag kyk? Wat sou volgens die Bybel dan reg of verkeerd wees? Dat 'n ou nog nie sê, jy kan hom maar maak hoe jy wil nie, maar dat 'n ou nou sien, wat sê die Bybel daaroor. Kom ons bid saam. Here onse God, met die varsheid van die reën daar buite, wil ons vanoggend kom en u loof en u dank en u prys vir die feit dat u oor 2000 jaar u kerk bewaar. U woord deur baie meer jare bewaar in soveel tale in die wêreld, ook ons eie moedertale soos ons hier sit. Dat ons u woord het, u woord wat vir ons genoegsaam inligting gee om geloof te wek en om ons op 'n pad te sit wat u behaag, om in 'n verhouding te lewe wat u hart bly maak. En Here, ons dank u vir daardie geleentheid. Dankie dat ons hier in die kerk kan bymekaar wees, wat ons deur u genade ons kerk, ons gebou, ons gemeente mag noem, wat eintlik maar liggaam van u seun Jesus Christus is. En ons dankie dat ons hier kan behoort, en dat dit lekker kan wees om hier te wees. Dat dit lekker is om saam met bekende mense en bekende gesigte hier te wees. Dat dit lekker is elke keer as nuwe mense ook kom aansluit. Om so ook dan hier die lig en die sout vir die wêreld te wees. As ons na u woord gaan kyk vanoggend, bid ons dat dit u stem sal wees wat ons hoor. Nie die van 'n mens nie. Nie die gedagtes van 'n mens nie. Maar van u ons God. Ons bid dit in genade en in Jesus naam. Amen. Susters, daar is al baie gedebatteer oor Sabbat of Sondag. Daar's kerke wat hulle hele bestaan, hulle hele naam koppel, hulle hele identiteit koppel aan die Sabbat. Soos byvoorbeeld die 7de dagse Adventiste, wat nou vir 'n ou dit presies sê, maar dit hang nou seker af waar jy begin tel, want dan kan enige dag van die week, afhangende van waar jy tel nou, die 7de dag wees. Maar die bedoeling is, Saterdag as die 7de dag, Sondag as die eerste dag van die week. En dan is die vraag, ek dink, baie van ons, wat in my kategorie val in elk geval, het groot geword met die idee dat Sondag en Sabbat presies dieselfde ding is. Ek onthou nog hoe geïrriteerd ek was, as mense op Sondag daar is, en dit snik heet warm in Pretoria, en jy mag nie swem nie, want dit is Sondag. En as ons dit nou nog skelm reg gekry het, en my oom hulle wat doppers is kom daar aan, dan mag jy nie eens in die swembad kyk nie. Ons het so groot geword. En nou is die vraag, is Sabbat en Sondag dieselfde ding? Het Sabbat doodeenvoudig opgegaan in die Sondag? Moet ons die Sabbat wetties vier? Geld al die Sabbatswette vandag nog? En die tweede vraag is, waarom vier ons dan nou eintlik Sondag? Hoe dit nou gebeur dat ons nie meer die Sabbat doen nie, maar die Sondag ding doen? En so kan 'n mens aangaan. Wat behoort jy op 'n Sondag te doen en wat behoort jy nie te doen? Ek het groot geword met dat jy eintlik niks mag doen nie. Ek het baie keer gewonder of die motivering nie was dat ma en pa kan gaan slaap nie. Maar wat was nou die motivering? Wat mag jy nie doen nie?
Nou is daar twee gedeeltes wat my as 'n gelowige nou nogal help in die verband. En dit is Markus 2 en Kolossense. Markus vertel dat Jesus natuurlik wie se opstanding ons elke Sondag vier, dat hy Here oor die Sabbat is. En in Kolossense word ons gewaarsku dat mense ons nie moet mislei om terug te val op die wettiese gebruike van die Sondag nie. So kom ons lees dit 'n bietjie. Markus 2 by vers 23. Een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afpluk. So hulle het sowaar gewerk op die Sabbatdag. Die Fariseërs het toe vir hom: "Kyk haar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle: "Het julle nog nooit gelees dat Dawid gedoen het, of wat Dawid gedoen het toe hy en sy manskap aan die kos gehad het nie, en honger gekry het nie? Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook daarvan aan sy manne gegee." Jesus het verder vir hulle gesê: "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat." Nou, Here beteken natuurlik baas van, meester van. En dan Kolossense 2 by vers 16 en 17. Kolossense 2 by vers 16. "Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikste feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Die werklikheid is Christus." As ek die gewone Deuteronomium en Exodus weergawe van die wet lees, dan hoor 'n ou, wil ek amper sê, Sondag vir Sondag die gebod wat sê, die 4de gebod: sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, en ook niemand in jou huishouding nie, ook nie is jou diere nie, want die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin en daarop gemaak, en op dit as 'n gereelde rustdag geheilig. En dit sê vir ons dat dit 'n dag is wat anders was en is as enige ander dag in die week. En baie duidelik was die instelling van die Sabbat gegrond op die skepping en die ritme van die skepping. Want die Here het in 6 dae die hemel en die aarde gemaak. En as die Sabbatdag dan nou anders was as enige ander dag in die week, dan wonder 'n mens natuurlik, wat mag ek nou op die Sondag doen? En wat mag ek nie doen? Mag jy gaan swem? Of mag jy gaan fliek? Of is dit reg om te sit en Olympics kyk? Of cricket kyk? Of rugby kyk? Wat nou eintlik? En ek dink dit is belangrik om te onthou dat die Sondag nie net dood eenvoudig gelykgestel kan word aan die Sabbat nie. Die Jode het al die jare, weet ons, Sabbat op die Saterdag gevier, die 7de dag, en hulle doen dit vandag nog, en dit begin son onder Vrydag, dan as 'n ou daar by, wat is die mediese sentrum, ek is altyd tussen Medihelp en Medicross die mekaar, Medicross verby, dan sal jy sien, die karre staan daar by die sinagoge, want dit is die begin van hulle Sabbat, son onder Vrydag, tot son onder Saterdag. En hulle doen dit. Dit is oorspronklik gekoppel aan die skepping, soos ek gesê het. God het in 'n sekere tyd die heelal geskep, en toe het hy gerus. En hy het daar dieselfde tipe van reëlmaat vir die mens ingestel. 6 dae moet jy werk, en 1 dag moet jy rus. Dit is wat die oorspronklike ding. En toe het die Jode nou gegaan, en hulle het naderhand allerlei wette begin byborduur by die Sabbatsreëls, wat God nie vir hulle gegee het. Net soos die Pasga, of soos ons dit ken,
die Paasfees teruggewys na die verlossing uit Egipte, het hulle ook begin gebruik om dit op 'n Sondag, op 'n Sabbat te vier. Met ander woorde, nou het dit al nie net oor die skepping gegaan nie, dit het ook oor die verlossing gegaan. En so is dit uitgebrei soos wat die jare aangegaan het en soos wat hulle godsdienst ontwikkel het. En naderhand het daar allerlei belaglike wette ontstaan rondom die Sabbat. Jy mag nie op die Sabbat iets met 'n gewig swaarder as 'n vy dra nie. Tot en met die gewig van 'n vy is oukei. Nou 'n vy is redelik lig. Ek dink my skoene weeg swaarder as 'n vy, so dit begin nou vir 'n ou moeilik raak. Jy mag nie iets met 'n gewig swaarder as 'n vy dra nie. Jy mag nie verder as 'n sekere distansie gaan nie. Die rabbies het gesê, as jy nou 500 meter beweeg, is dit oukei. 600 meter is nie oukei nie. Baie menslik vasgestel, 500. Dames, jy mag nie in 'n spieël kyk nie. Want as jy 'n haartjie op jou gesig sien, en jy sien, hier sit hierdie ding en hy groei uit en hy trek hom uit, dan het jy gewerk. Dan het jy die Sabbatsgebod oortree. Broeders, as jy jou vervies en jy gee so lekker spoeg, en dit trek verder as 'n sekere afstand in die grond, dan het jy geploeg, dan het jy gewerk. En dit het in 'n totaal absurde tipe van gebruike ontstaan, wat niks te doen het met die oorspronklike idee van die Sabbat nie. En daarom, want die mense het nou baie keer gewonder, was Jesus nou 'n rebel? Hoekom het hy aanhoudend die Fariseërs uitgetar deur dinge te doen op die Sabbat, wat nie gedoen moeg word nie? En dis natuurlik, hoekom hy hom teen hierdie reëls en belaglike regulasies van die Jode oor die Sabbat verset het. Om eintlik 'n demonstrasie vir hulle te gee en te sê, dis nonsens man, dis nie die bedoeling van hierdie dag nie. Sy disippels het byvoorbeeld are uitgevryf en geëet op 'n Sabbat. Kyk 'n bietjie hoeveel mense het hy gesond gemaak op 'n Sabbat, en ons kom nou 'n bietjie daarna terug. Wat aan sy teenstanders se opinie 'n oortreding van die 4de gebod met die honderde bepalings wat hulle in 'n boek met die naam die Mishnah neergeskryf het, wat nou maar 'n verdere voortborduring op Joodse wette was. En hy het dit aanhoudend verbreek om 'n punt te bewys. En nou moet weet, Jesus het gekom om die wet te vervul. Hy het gekom om aan die wet 'n nuwe inhoud te gee. En nou het ek dink Sondag aand laasweek gevra, wat is die een dag in die geskiedenis van die heelal wat Christus nie gewerk het nie? En die antwoord is natuurlik vir die ouens wat hier was, hulle sal weet. Die antwoord is, dit was die Saterdag wat hy in die graf was. Dis die enigste dag in die geskiedenis van die heelal wat Christus nie gewerk het nie, want hy was in die graf. Hy was besig om jou en my skuld vir die sonde te dra. Daardeur, en dis die implikasie daarvan, vervul hy natuurlik ook die jy mag geen werk doen op die Sabbatdag gebod in die Ou Testament. Die Sondag daarenteen is nie ingestel as 'n opvolging van die Sabbat, soos baie van die ouer mense gedink het nie, maar 'n dag met sy eie karakter. Dis 'n nuwe verbond, dis 'n nuwe dag. Dis nie meer Pasga nie, dis Paasfees. Dis nie meer bloedoffers nie, dis Christus se offer. Dis nie meer Sabbat nie, dis Sondag, 'n dag met sy eie karakter. En daar's 'n klomp goed wat op 'n Sondag gebeur het. Onder andere is die Heilige Gees uitgestort op die Sondag. En natuurlik die allerbelangrikste is, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan op die Sondag. Nou ons het net gesê, die Sabbat het die skepping se rus versimboliseer as ook die verlossing uit Egipte. Want ek het gesê dat die Pasga was met die Sabbat verbind. So dit gaan oor die skepping en die verlossing uit Egipte. Toe Christus opstaan uit die dood, toe gaan dit ook oor die verlossing, maar die verlossing van die wêreld, van hulle sonde. Dit gaan oor die betekenis dat hy die dood oorwin het. Dat hy
nuwe betekenis kom gee het aan hierdie dag. Dit gaan baie weier as maar net die Sabbat se verlossing uit Egipte. Met ander woorde, daar het 'n verskuiwing gekom tussen die Sabbat en die Sondag. En tog dink ek dat die Sondag ook gegee is soos die Sabbat, na aanleiding van die ritme van die skepping, 6 dae werk en 7 dae rus. Maar nou is die vraag natuurlik, wat mag jy dan doen en wat mag jy nie doen? Hoe moet ons dan nou die Sondag inklee? Mag jy op die dam gaan ry met 'n boot? Mag jy gaan visvang? Mag jy by 'n vlooimark gaan rondloop? Mag jy Checkers toe gaan en jou maandelikse inkopies gaan doen? Kan jy gaan fliek, as jy nou weer uit die kerk uit gaan? En as 'n ou dit so benader, vriende, dan dink ek dan benader 'n ou dit vanuit 'n negatiewe sin. As ek nou vra, wat mag ek en wat mag ek nie doen nie, dan is ek 'n bietjie soos die fariseërs, dink ek, op 'n verkeerde spoor. Ek dink dat dit 'n baie beter proposisie is om die ding vanuit 'n positiewe hoek te benader en te vra, wat verwag God dan nou van my? Nie wat mag ek nie doen nie, maar wat moet ek eintlik doen op 'n Sondag? Wat verwag God van my op 'n Sondag? En dan moet ons onthou dat die 4de gebod tog deel is van die hoofgebod, naamlik om God lief te hê. En dit beteken dat die manier hoe ek my Sondag vier iets te doen het, of iets sê van my verhouding met God. Want as my verhouding met God suiwer is, dan sou ek graag ook hierdie rustig op 'n manier deurbring, soos wat hy dit van my verwag. En die eerste saak wat God van my verwag om op 'n Sondag te doen, is om hom te eer. Om hom op 'n baie spesiale manier te eer. En dit beteken natuurlik nie dat ek dit nie elke ander dag in die week moet doen nie, maar dit beteken dat Sondag op 'n manier die toppunt, die hoogtepunt is van my eer aan God. Dis 'n dag waarop Christene saamkom om te vier en te juig oor die verlossing in Christus. Dis 'n familiefees saam met ander gelowiges in die huishouding van God, wat hom loof en prys as die hoof en die gasheer. En dis 'n voorreg. Dis nie 'n swaar las wat hy op ons kom lê nie. Dis 'n voorreg om so by mekaar te wees. En vriende, hierdie gewoonte van Christene kom deur al die eeue heen. Die eerste Christene het dit al gedoen. En nou moet onthou, Sondag was nie 'n vakansiedag, soos wat dit vandag is nie. Hulle het vroeg in die oggend voor werk kerk gehou, en dan het hulle vanaand na werk weer by mekaar gekom en kerk gehou. En ek wonder nog al 'n bietjie hier by ons vandag, hoeveel kerkbywonings sou daar wees as dit ons manier van Sondag vier moes wees. Hoeveel van ons sou bereid wees om dit te doen? En dan hier in die jaar so min of meer 313, is daar 'n keiser gewees, 'n Romeinse keiser, hy het in 313 tot bekering gekom, Konstantin die Grote. En Konstantin het toe gesê, wel van nou af is Christendom die staatsgodsdienst van die Romeine, en Sondag is afgekondig as 'n vakansiedag. En van die 313 af, toe Konstantin dit geproklameer het, het ons nou 'n Sondag gehad, wat 'n afdag is. En dat ek al toe ek hierdie preek voorberei, broers en susters, by myself gewonder, 'n ou moet nou maar eintlik sê, dan moet almal wat nou nie Christene is nie, maar regtig werk op 'n Sondag, want hoekom moet hulle nou die afdag hê? Hulle kan nou maar aangaan. Soos ons in die weermag gehad het, die 7de dag se Adventiste, en die Jode wat saam met my diensplig gedoen het, hulle mag ons op die Sabbat niks doen. So dan het hulle niks gedoen. En Sondag, as ons nou aantree vir kerkparade, dan het hulle daar gesit en bossies uittrek. So die Ame het gesê, nee maat, as jy nou nie die Sondag wil eer nie, dan kan jy nou maar werk op die Sondag. Maar goed, toe het Konstantin gesê, nou is dit 'n vakansiedag. Interessant net van Konstantin, die keiser, hy het in 325, het hy 'n konsilie by mekaar geroep in Nicea, en dit is waar die geloofsbelijdenis van Nicea vandaan kom. Die een wat ek baie keer hier gebruik, uit hierdie Romeinse keiser wat tot bekering gekom het. Goed, Sondag is dus die dag van die Here waarin 'n kind van God hom spesifiek moet loof en prys,
en waarin die gelowiges die Here saam moet dank. Hoe? Natuurlik onder andere deur eredienste by te woon. Fanie het net nou daar in die konsistorie gebid en gesê, Hebreërs sê juist dat ons nie die onderlinge byeenkoms moet laat staan soos wat party mense die gewoonte het nie. En dan kan 'n ou nou daarop voortborduur, want die teksie gaan aan en sê, want as jy dit doen, dan sondig jy opsetlik. So, dit is wat ons moet doen, in die erediens wat ons God loof en eer, feeste vier, oor die verlossing in Christus, maar nie net kerk toe gaan. Daar is goed soos kategese, daar is goed soos bietjie Bybelstudie, om bietjie na die tyd te gaan sit met jou Bybel, en nou spesifiek tyd te hê, 'n bietjie Bybelstudie te doen, deur 'n bietjie te dink aan jou verhouding met God. Ek dink dis 'n ideale geleentheid om vir die kinders, partykeer verstaan die kinders nie die preek nie, baie keer die groot mense ook nie, partykeer dink ek die dominee ook nie. Om bietjie met jou kinders te gaan sit en praat, en jou kleinkinders en sê, weet julle wat die dooms vanoggend gesê het? Julle verstaan wat hy gesê het? Kom ons dink bietjie wat hy gesê het. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Dit is byvoorbeeld 'n ideale geleentheid om dit te doen. Met ander woorde, op baie maniere, meer as net kerk toe gaan, behoort God op die Sondag geëer te word. En dat die tweede ding, juis uit die voorbeeld van Jesus self, is naaste diens. Want hy het vir ons 'n voorbeeld gestel deur hoeveel genesings wat hy op die Sondag, op die Sabbat gedoen het. Want wat my verhouding met my medemens sê baie oor my verhouding met God. En wat 'n beter dag is daar om 'n bietjie medemens liefde te gaan betoon as op 'n Sondag. Nie net gemeenskap van die gelowiges by die kerk nie, maar ook mense wat alleen is, wat swaar kry, wat hulp nodig het. Waar kry jy 'n beter dag as om vir iemand wat siek is te gaan kuier, iemand wat hartseer is te gaan opbeur, dalk iemand wat eensaam is 'n bietjie te gaan geselskap hou. Ek dink byvoorbeeld aan al die ou mense wat daar by die ouete huis sit, en wat altyd vir 'n ou vertel hoe besig is hulle kinders, en ek weet hulle is net te vrek sleg om by die ou mense uit te kom. Om daar 'n draai te gaan maak. Om bietjie tyd met vriende en familie deur te bring. Want Sondag is die dag van die Here. En dan moet 'n mens oppas om nie selfsugtig te wees en te maak of Sondag net om my en my behoeftes draai. Derde saak wat duidelik uit Markus uitkom, en die deel van die wet wat ons dikwels hoor, Sondag is vir die mens gemaak om te ontspan, om weg te kom van 6 dae se arbeid, om bietjie tyd met jou gesin deur te bring, om bietjie tyd met jou vriende deur te bring, om te herlaai vir die week wat voorlê. En daar's baie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan 'n middagslaapie vat na ete, soos van my vriende wat ek ken doen. My probleem is net, as ek middagslaapies vang deesdae, dan slaap ek nie in die aand nie. So jy is bietjie tussen die duiwel en die diep blou see. 'n Middagslaapie te vat, te gaan stap, te gaan swem, bietjie tennis te gaan speel, koffie te gaan drink met vriende en familie. Maar ek dink dis ongelukkig hierdie ding. Hierdie derde saak van die Sondag wat 'n bietjie uit verband geruk het. As 'n mens lewe, met ander woorde, asof Sondag net vir jou gemaak is. Met ander woorde, as jy heeldag dam toe gaan, of as jy heeldag sit en sport kyk, of as jy heeldag in die bed bly, en die ander dinge nalat. Want ek dink, baie van die goed wat ons verkeerd doen op 'n Sondag, lê nie by die verkeerd spesifiek nie, maar by 'n gesindheid en by 'n gebrek in balans. Ek dink as jy nou van hier af ry by die Spar om, want jou melk en jou koffie is op, en jy koop gou koffie, of jy koop gou melk, of wat ook al, brood, dan is dit een ding. As jy nou na kerk, of voor kerk, of nie kerk toe gaan, jy besluit, jy gaan nou elke Sondag jou hele maand se inkopies doen, wat blykbaar gebeur is, 'n ou kyk hoe lyk Vincent en Hemingways, dan het jy die ding nou uit verband uitgeruk. Om op 'n Sondag te slaap of te swem is seker nie verkeerd nie. Maar dan is die vraag, het ek die ander dinge ook gedoen? Het ek op 'n besondere manier die Here geëer saam met medegelowiges? Het ek liefde aan die mens bewys? Of is ek selfsugtig op Sondag? As die Here die Sabbat en ook die Sondag ingestel het,
Onder andere vir die mense om te rus, het hy dit gedoen omdat die mens dit nodig het. En dan het hy dit nou nie bedoel as nog 'n 7de werksdag waarin jy al die dinge gedoen kry wat jy moet. Hy het nie bedoel dat jy Sondag nou, soos ek gesê het, jou maandelikse inkopies moet gaan doen nie, dat jy heeldag moet tuinwerk doen, omdat jy Sondag, Saterdag nie daarbey uitgekom het, omdat jy sit in rugby kyk. Want dan is prioriteite mos nou bietjie skeef getrek. As die Sondag vir die mens gegee is om te rus, dan moet ek dit ook doen. Dan moet pa bietjie afskakel en aandag aan ma en die kinders gee. Dan moet Boetie en Sussie bietjie wegkom van die boeke af, want hulle doen dit 6 dae 'n week. Dan is daar 'n goeie rede hoekom God hierdie dag vir die mens gegee het, sodat jy nie uitbrand nie, dat jy bietjie asem skep, dat jy bietjie kan afskakel vir die volgende skof wat voor lê. En dit sê vir 'n mens, broers en susters, ou sommer 'n bietjie moet dink hoe jy Sondag vier, en 'n bietjie wegkom van die lysies van wat ek mag en wat ek nie moet doen nie. En eerder vir jouself vra, wat behoort ek op 'n Sondag te doen? Hoe behoort Sondag in my huishouding te lyk? Wat behoort ek te doen? En dan samevattend weer, die 3 beginsels. Eerste beginsel is om God op 'n spesifieke manier te loof en te prys. En saam te kom met die medegelowiges en dit te kom doen. Om elke Sondag saam met die medegelowiges die opstanding van Christus en die verlossing wat daarmee gepaard gaan te kom vier. Tweede beginsel is dat ek op 'n manier ergens vir my medemens iets sal beteken op 'n Sondag. Dat ek 'n bietjie sal kyk na die eensames en die siekes en die hartseer mense en die mense wat hulp nodig het, en dat ek hulle dalk sal besoek en bietjie liefde sal bewys. En vir daardie rede, broers en susters, is dit vir my so 'n goeie gewoonte, dat soveel van hierdie gemeentes en mense op 'n Sondag hier sit en tee drink hier en kuier, want ons gee 'n bietjie aandag aan mekaar as medegelowiges. En 'n ou kry die geleentheid om 'n bietjie te sê, hoe gaan dit, en mekaar 'n bietjie 'n drukkie te gee, en vir Adrina te sê, jong, ons is jammer van jou suster, en kom gee 'n drukkie in, want dan is ou klaar besig met daai tweede naaste diens ding, op die Sondag. Selfs die vrouens wat elke liewe Sondag, vir Sondag, daar staan en kook en tee bedien. Stefan en Gwen, Liesel, wat Sondag vir Sondag vir Sondag, hier sit en vir ons die rekenaar en die klank hanteer. Dis naaste diens, wat julle op 'n Sondag vier, en dis baie minder glamorous as om nou daar te sit en 'n bietjie te maak of jy kan sing, of ek sal nou nie sê maak of jy kan drum speel nie, want Brandon en Anthony kan drum speel, maar agter die skerms, daar sit hulle maar, baie dankie daarvoor, dat julle deur julle naaste diens dit vir ons moontlik maak, om Sondag so by mekaar te wees. En die derde beginsel, dat ons bietjie sal wegkom van die routine van elke dag van die week, en dat jy regtig bietjie sal rus en ontspan, hoe jy dit ook al doen, om weg te kom van dit wat jy elke dag in die week doen. Dat ons as familie en vriende sal by mekaar kom. Dat ons die bande tussen ons sal verstewig. Dat 'n ou dit as 'n gesinsdag kan inrig waar ons nie net die Here saam loof nie, maar ook nader aan mekaar kom. En ek dink, broers en susters, as ons dit doen, dan is ons baie naby aan die bedoeling met hierdie besondere dag. Want as 'n ou nou van hier af gaan en jy gaan lê nou maar net die hele dag weer en jy kom nie regtig by die ander goed uit nie, dan raak dit ook 'n bietjie skeef getrek. So, ons het groot geword, my geslag, met 'n baie dit mag jy en dit mag jy nie. Jy mag nie swem nie en jy mag nie dit nie en jy mag nie daai op 'n Sondag nie. Ek dink ons moet 'n bietjie, miskien die nuwe geslag kinders groot maak en sê, dit behoort ons op 'n Sondag te doen en dit is wat vir ons lekker sal wees om op 'n Sondag te doen. Hier by mekaar te kom, Sondagskool. Bietjie naaste diens, bietjie saam ontspan. Want dan dink ek, sal ons elke week begin op die manier wat die Here dit van ons gevra het. Mag ons 'n geseënde Sondag vandag beleef. Amen. Here, ons dank U dat U ons so goed ken, dat U weet dat daar 'n verandering in ritme moet kom. Dat 'n mens nie maar net kan werk en werk en werk nie. En dat U vir die ou Jode die Sabbat gegee het, waar hulle U kan dien en kan rus en sinagoge toe kan kom.
En ons dank U Here dat U dit ook op 'n manier kon vervul het, deur U rus in die graf. En dat U vir ons 'n nuwe dag, die opstandingsdag, gegee het. 'n Dag om hier saam te kom, en ons dank U dat ons die geleentheid het, om dit in vryheid te doen. 'n Dag wat ek nie by die kantoor noodwendig hoef te wees nie, maar 'n bietjie aan mense kan spandeer. En 'n dag om regtig te ontspan met vriende en familie. Ons bid dat U verheerlik sal word deur die manier wat ons in dankbaarheid ons Sondae deurbring. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien, en dan weet ek nie waar het ek daaraan gekom op die papierlied 252 te sit nie, want dis 'n totaal onbekende ding. Die arme orrelisties het die hele aand geoefen daaraan, maar so ons gaan 275 sing. So my een of ander tyd 'n preek lewer wat by daai woorde pas, dan net dat jy hom nou klaar geoefen, 'n onsingbare ding. Ons sluit dan met lied 275, as ons dankoffers vir die Here gegee het.